Jopie was net die lig in my lewe, en ek my is hy mense se oë. Moes jy nou iets herken, van daai musiek. Ek wil begin, goeiemiddag, ek het nie kans van nie goeiemiddag te sê nie. Om te sê, die musiek van Dani Bosman, het van ek 'n klein seentjie was, het dit tot my gespreek. Ek weet nie hoekom nie, maar byvoorbeeld Boere Seun, het my regtig, ek het dit beleef, miskien as 'n plattelandse kind wat boere geken het en boermense en weet van boerdery, maar ook al die ander dinge. En ek dink dit is omdat Dani Bosman se musiek niks verhewe was in die sin van waaroor hy gesing en geskryf het, maar oor ons, die Afrikaners, Suid-Afrikaanse, Afrikaans sprekende mense. En ek wil sommer eers begin om hierdie mense bekend te stel hier agter my, want ek moes hulle net so lief vir hierdie musiek kry soos ek self, en ek is dankbaar ek kon dit regkry. Andrie de Jager hier heel links, en dan ook vir Anneliese Groenewald, wat hier sit, wat vanmiddag lekker saam met ons gaan sing, en ek sê baie dankie vir Marguerite Breed met die viool, wat hier en daar gaan bydra. Dani Bosman, wat met reg die grootste Afrikaanse komponis genoem kan word, is ironies genoeg vandag onbekend. Mense ken nie die musiek nie, as ek die naam noem, dan sal hulle ken dit nie. Maar as jy die name van liedere soos Boere Seun, en die skadu van Ou Tafelberg, Kaapse Draai en Schemeruurtjie noem, dan herken mense dit tog dadelik. En sodra hy Oom Bossie begin sing almal saam. Ek het sommer nou gehoor hierop. Sy eerste lied wat erkenning geniet het, was die lied in die skadu van Ou Tafelberg. Dit is seker een van die mooiste Afrikaanse liedere ooit. En ek dink, mens moet ook noem dat deur Roy Sammers, die bekende BBC orkestleier van die 30-jarige, het hierdie lied vir die eerste keer uitgesaai, dit is op die SAIK uitgesaai, daai tyd, die ou RSA. Ek wil kyk of ek dit gou vir julle kan speel, ek het 'n baie interessante ietsie hier gekry.
Ek dink ek gaan dit kan doen. Ek gaan my mikrofoon net gou hier. Luister of julle hierdie herken. Dis die ou RSA se kenwysie, die ou Radio Suid-Afrika kenwysie. Ek gaan nou nie alles speel nie, daar kom later 'n stem wat sê "You jump to Radio South Africa" en dan begin dit. En ek onthou as kind hoe ek na hierdie soort van musiek en programme geluister het. Ek wou iewers 'n feed wat hulle optel. Ons net so 'n bietjie afstel daar by jou. Dit so. Ekskuus julle. Want hulle dit so maak nie. Dis die tipe van musiek wat ons gehoor het, en dis hoewel ek verlief geraak het op die musiek, en Dani Bosman het in daai tyd nie 'n radio besit nie, dis die interessante ding, toe hulle daai tyd uitgesaai het, toe Dani was baie arm, en hy moes in die reën by sy meisie se venster staan, om die program te kan luister. Hy is later met haar getroud, haar naam was Dorothy, en hulle huistaal was hoofsaaklik Engels, en baie van die liedjies wat Dani geskryf het, het hy beide in Afrikaans en in Engels geskryf. Hulle twee is toe later getroud, soos ek sê, en hulle het een eie seun gehad en een aangenome seun. Hierdie was seker een van die mooiste liedere. Hier in 'n vreemde land, so ver van my vaderland, huis en van vriendskapsband, dink ek nog steeds daaraan, dat ek eendag huis toe gaan, terug na die Kaapse strand. Die son verrys oor die baai, waar die suidooste wind waai, 'n tafelkleed hang oor ou Tafelberg. Ek sien in my drome die silverblaarbome, die skadu van ou Tafelberg. Daar is 'n traan in my oog, wat my verlange verhoog, terug na die skadu van ou Tafelberg. Ek hoop om vir altyd te bly sonder afskeid in die skadu van ou Tafelberg. Suidooste wind waai,
my verlange verhoog, terug na die skadu van ou Tafelberg. Ek hoop om vir altyd te bly sonder afskeid in die skadu van ou Dani Bosman is op 3 Februarie 1907 in Observatory Kaapstad gebore en hy was een van 4 kinders. Hulle was 2 seuns en 2 dogters. Dani was baie intelligent. Ek het nou kon luister na radio-uitsendings wat Albie Grobbelaar jare gelede saamgestel het, toe ons die heel eerste keer hierdie Dani Bosman vertoning by die KAK&K gaan aanbied het, ek en André Venter. En daar vertel sy suster veral het gesê, hy was 'n briljante mens en hy het op 16 alreeds matriek geskryf. Maar Dani was 'n musikant deur en deur. In daai opsig was hy baie skaam en teruggetrokke. Ek dink die mense besef dit altyd nie. Ek gaan nou namens al die kunstenaars hier praat. Ek dink die meeste musikante is eintlik skaam en teruggetrokke. Maar jy het hierdie behoefte in jou om jou emosies met mense te deel en ek dink dit is juis wat Dani laat musiek maak het. Hulle sê hy het sy eerste musiek op bottels vol water gemaak. Elke bottel se waterinhoud het verskil en dan het hy en sy suster met staalpenne daarteen geslaan en dis hoe hulle musiek gemaak het. Dit was moeilike jare, mense moet onthou in hierdie tydperk wat Dani groot geword het. Heel wat later het hierdie twee saam duette op die klavier gespeel, hy en sy sis, en sy gunsteling sport was cricket en hulle vertel as hulle gespeel het dan moes die dogters maar saam speel. Hulle het nou nie 'n keuse gehad nie. En daar was blykbaar baie groot pret gewees. Dani se hande, ek het ook groot hande, hy kon dieselfde as ek omvang van 10 note speel. Dis meer as 'n oktaaf. So ons het buitengewoon groot hande. Maar hy het in die beginjare van boereorkeste natuurlik saam met die ou bekende musikante ook musiek gemaak. Hy het op 'n gereelde basis saam met die Hanekom toneelgeselskap, asook Hendrik Susanne en sy orkes het hy gewerk. Hy het hierdie liedjie oorspronklik in Engels geskryf. En ek wil hê julle moet oplet na die melodie, want ons het hom geleer op skool. Let wel, dit is nie so geskryf nie, dit is bietjie anders, nee. Jy kan jou voorstel met 'n lekker boereorkes hoe hierdie geklink het. Kyk hoe maak die kerel daar 'n Kaapse draai, Kaapse draai, Kaapse draai. Kyk hoe ry die kerel daar die stof so baai, ai, ai. Luister na die perde, dit galop, galop. En die kar se wiele, dit gaan om en om. Selfs die draagtrein van die klop, klop, klop. En die kerel skree hardop, pas op, ek kom. Wag 'n bietjie vir my, ry die Kaapse draai, Kaapse draai, Kaapse draai. Ek wil met jou saam ry na Saldanha-Baai, ai, 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 ai. Kyk hoe maak die kerel daar 'n Kaapse draai, Kaapse draai, Kaapse draai. Kyk hoe ry die kerel daar die stof so baai, ai, ai. Luister na die perde, dit gaan op, galop. En die kar se wiele, dit gaan om en om. Selfs die draagtrein begin te klop, klop, klop. En die kerel skree hardop, pas op, ek kom. Wag 'n bietjie vir my, ry die Kaapse draai,
saamry na Sultan naby. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Dis nou lekker vrolike enetjie Kaapse draai. Dani het kort na matriek in Pretoria, hierbo by ons in die Nasionale Bank, as 'n boekhouer begin werk. En Arno Malherbe het intussen Oom Bossie opgeraap, die lied Oom Bossie, as 'n volksspelerie. Nou, dis Dani het baie rondgereis in sy werk, en daar word vertel dat hy een oggend op die pad tussen Pretoria en Johannesburg opgemerk het, hy klink vir my daar was 'n verkeersknop. Ek dink daar het 'n donkie karapap doen gekry of iets, maar hy het letterlik gesien sy motor in daai jare, en hy het vertel, hy het gesien hy's 'n seun besig om 'n land te ploeg met 'n ou trekker. En dit was verskriklik warm, soos Pretoria maar warm kan word. En terwyl hy nou so vir hierdie seun sit en kyk, sien hy daar kom die tannie van bo van die plaashuis afgestap en sy het nog 'n kapjie omgehad. En in haar hand 'n mandjie met natuurlik iets te ete en iets te drinke vir hierdie seun. En tipies 'n kunstenaar het hy onmiddellik sy eie prentjie gevorm van hierdie scenario, en hy het dadelik afgelei dat dit haar seun is, dat hierdie seun se pa reeds oorlede is in hierdie depressietye, en dat hierdie seun die boerdery aan die gang hou. Nou, interessant, na die vrystelling van die film oor Dani Bosman se lewe, het mevrou Constance, haar naam van was Gerety, het waardevolle inligting laat voor in dag kom. Dani en mevrou Gerety se man het saamgewerk sedert 1935, want haar man was die senior provinsiale ouditeur in die Goudstad. En sy het vertel dat Dani na haar toe gekom het met hierdie woorde en musiek van boereseun gekrabbel op die agterkant van sy sigaretdosie. En hy het haar gevra om dit vir hom op die klavier te speel. Sy het dit toe nog steeds gehad, hierdie boksie met, kan jy glo, met die woorde en die musiek op. En blijkbaar was Dani se vrou Dorothy ook Engels sprekend, en nes Dani baie skaam en teruggetrokke. Maar blijkbaar met 'n pragtige sin vir humor, mens kom so 'n bietjie in die musiek ook agter. Dani het die oorspronklike bladmusiek van boereseun aan mevrou Gerety geskenk, en die datum daarop is 11 Maart 1939. Dani het dit self onderteken, en dink hoe kosbaar was dit. En dit was oorlogsjare, net so terloops, al die musiek en al die inligting wat ek gekry het ek aan Nalin geskenk in Bloemfontein, die Nasionale Letterkundige Museum. So al hierdie musiek en goed is daar, en kan jy glo, dit was my nou so lekker om hulle te kon kontak en sê, maar ek soek weer van hierdie inligting, kan julle dit asseblief aan my gee. Ek dink was oorlogsjare, en hierdie lied het mense baie diep geraak.
Daar is meer as 50.000 eksemplare. Hoor nou onthou watter tydperk was dit. Daar's 50.000 eksemplare van die lied verkoop. Waarvoor Dani in hedendaagse geld R1.10 verdien het. Dani se ouers was baie godsdienstig en Dani se pa, hy was lief vir hom huisgodsdiens elke aand te hou en hy het graag vir hulle dan nou die Bybel uitgelees. Ek dink julle ons kan almal onthou, my oupa het altyd so gemaak, dan lees 'n Bybel en dan dink jy merk elke vers wat jy dink, wat 'n vraag gaan hy jou vra? Want jy moet mooi luister. Nou ek bly paar vreeslik onbeduie as hy gesels, soos meeste vrouens. Kyk as jy jou vrou se hande vasmaak, dan verdwaal dit die hele tyd. Maar hy vertel toe een aand hoe Samson die Filistyne met daai esel se kakebeen getakel het en blykbaar in die proses om dit te demonstreer, toe gee hy homself 'n verskriklike klap. Daan het hom natuurlik gebreek daaroor en hy het oral waar hy gaan het hierdie staaltjie gaan vertel. Maar wie sou kon dink dat hierdie man wat soveel vreugde uit die lewe self geput het, vinnig ernstig siek sou word. En wat Afrikaner kan hom nou nie met hierdie vrolike liedjie vereenselwig nie.
soos hulle altyd gesê, sonskyn, rugby, wat was daai? Chevrolet. Ja, dankie. Ek het so 'n tyd gelede eintlik 'n baie lekker program aangebied en ek wil dit vir Jopie voorstel ons dat hier doen. Ek het dit genoem Springbok Radio. En wat ons gedoen het, ek het al die ou kenwysies van programme en ook die ou advertensies gekry. Selfs daai een waar oom Jan sê koffie kapitaal. Julle onthou daai. En die Opel, Opel. En dan wat ons gedoen het, ons het dit uitgesaai as 'n regstreekse radioprogram. Dit was nou in Bloemfontein en ek kon dit reg kry om Radio Rosestad, 'n gemeenskapstasie daar, te kry om die program regstreeks op die lug uit te saai. So dit was 'n konsert wat mense bygewoon het, maar is op die lug uitgesaai. En ek dink is nogal iets wat ons hier kan doen. Ons moet dalk oor of Pretoria FM nie kan sien om sommer so 'n ding te doen nie. Nee, en dan ons het al die bekende musiek daai tyd uitgedoen, groep 2 se liedjies, Karika se eerste liedjies, Timothy en al daai goed. En ek dink ons kan dit 'n slag weer hier doen. Ons so 'n bietjie teruggryp na die mooi van jare gelede. Tog self was dit die alleentye saam met sy geliefde, Dorothy, wat vir Dani voorkeur geniet het. Hy het besef dat elke uur nou belangrik was, eintlik letterlik getel was. En daar word vertel dat hy eenslag aan sy goeie vriend Anton de Waal, ook 'n baie bekende naam seker vir almal van ons, gesê het dat sy helde George Gershwin van Amerika en Jerome Kern albei in hulle 39ste jaar oorlede is. En Dani het nog grappig bygevoeg dat hy daarom hoop hy sal self 'n bietjie ouer as 40 word. Maar nou was sy tyd saam met Dorothy baie kosbaar. Net 'n stille uurtjie saam met jou, dan kan ek my hart ontvou, dromend oor ons toekoms, vol van pracht, liefdestralend elke dag. Net 'n stille uurtjie aan jou sy, van die wêreld afgeskei. Elke uurtjie is vir my so kostelik, gevul met vreugde en geluk. Net 'n stille uurtjie aan jou sy, van die wêreld afgeskei. Elke uurtjie is vir my so kostelik, gevul met vreugde en geluk. Een ding van musikante en kunstenaars is dat wat mense nie altyd besef nie, behalwe as jy nou 'n Steve Hofmeyr is of 'n Juanita Du Plessis, dan is kunstenaars in die algemeen nie wel af nie. En 'n groot deel van dit moet vir ons eie deur ook geleer word. Ja, julle moet mooi luister. Hierdie wat nog kunstenaar in wording is. Ek dink omdat ons meer luister vir ons hart as wat ons luister vir ons verstand. En dinge vir ons, die dinge wat van emosionele belang is vir ons die belangrikste.
Daar's baie keer vir my gesê, jy moes eintlik 'n straatmusikant geword het, want jy sal vir almal gratis verniet wil maak. Maar ek dink kunstenaars in die algemeen, beplan nie regtig vir 'n dag van môre, maar leef absoluut vir hierdie dag, wat vandag hier by jou is. En hoekom ek dit nou alles vertel, ek het 'n belewenis gehad in Bloemfontein eendag wat my baie hartseer gemaak het. Omdat ons tog, as jy hier op my ouderdom kom, begin dink, maar joh, ek het nooit voorsiening gemaak vir 'n pensioen nie. Ek het nooit 'n vaste salaris gehad nie. Jy weet, ek het nooit vir 'n baas gewerk nie. Ek het altyd gesê ek werk net vir die Here en dit was my wonderlik om dit te kan doen. Maar 'n mens kom op 'n ouderdom waar jy besef, miskien moes jy voorsiening gemaak en jy weet nie eintlik wat om te doen nie. En ek het eendag by OFM, radiostasie in Bloemfontein, wat vroeër Radio Oranje was, het ek klaar uitgesaai en ek stap die Saterdagmiddag, dis toe so 1 uur se kant toe, stap ek daar by die waterfront in Bloemfontein. Ek weet nie of julle daar's 'n mall ook daar. Jy het die ou groot Mimosa Mall en dan jy hierdie mall. En daar's 'n areaatjie waar daar sulke trappies uit in sement in die wal is en dan's daar 'n landing hier onder, ekskuus die Afrikaanse woord. En daar's 'n kunstenaar besig om musiek te maak. Maar toe ek nader kom toe sien ek, die man het net 'n ou klein, so groot amplifiertjie met 'n mikrofoon en hy het 'n tandeborsel in sy hand en daar lê 'n hoed waar mense kan geld in gooi. En daar sit seker omtrent 4 of 5 mense na hom en luister, waarvan 3 swart mense is. En dit was El Debo. En ek word sommer hartseer as ek nou weer daaraan dink. Ek weet nie of julle weet nie, maar El Debo was een van die gewildste kunstenaars in Suid-Afrika. Saam met burgers het hy hulle het flieks saam gemaak en hulle het verskriklik baie werk vir die maatskappy in Bloemfontein, die filmmaatskappy wat behoort het aan die Trotskies, het hulle gewerk. En ek weet vir 'n feit dat El Debo verskriklik min geld verdien het vir sy films, vir sy plate, soveel so dat hy op sy ou dag voor 'n gehoor van 5 mense met 'n hoed moes gaan sit en musiek maak. En ek vertel dit want ek weet vir 'n feit dat dit was wat Dani aangedink het toe hy hierdie lied gaan skryf het. Want blykbaar daar word vertel dat hy in Kaapstad werk toe gestap eendag en 'n ou musikant sien sit met grys hare al en met sy gitaar en hy het onmiddellik gedink hierdie is die storie van hierdie man. Eens op jou silversnare het jy ons hart gesteel. Nou met jou lang wit haar sal jy ons hart weer steel. Muzikant, jy lyk verstoord. O muzikant, eens was jy groot. Jou hande was aan ons gewy, maar nou stap ons jou is hier bedags. O muzikant, waar slaap jy s'nachts? Jy speel jou laaste solo nou. O muzikant, wie dink aan jou?
O musikant, waar slaap jy s'nags? Jy speel jou laaste solo. O musikant, wie dink aan jou? O musikant, wie dink aan jou? Dani is in hierdie selfde tydperk is hy gevra om sy rapsodie wat hy gekomponeer het saam met die Kaapstadse Simfonieorkes in die Kaapstadse Stadsaal te gaan uitvoer. En Dani was toe nog vir 'n geruime tyd al siek, maar hy het tog ingestem en daar word vertel dat hy tydens die uitvoering op die verhoog in mekaar gesak het en hy is dadelik hospitaal toe gebring waar hy toe met maagkanker gediagnoseer is. Eens kon ons pronk, toe was ons jong, maar tyd is soos 'n skadu daarby. Daar was verdriet, tyd was verniet, op jou kon ek altyd steun. Net twee grysaards, ek en jy, al ons kinders is versprei, maar jy is nog aan my sy, my skat. Wange is nie meer so rooi, oogies is nie meer so mooi, maar jy is nog steeds my nooi, my skat. Hart moes ons vroeg, Van s'oggends vroeg, saam op ons lewenspad. lentejare is nie meer, in my hart is jy steeds stil, hand aan hand herhaal ek weer, My skat. ons is behoed, dit gee my moed, niks kan ons nou steel of kwel. Vol soos die nag, kom daar 'n dag van afskeid, die laaste vaarwel. Net twee grysaards, ek en jy, al ons kinders is versprei, maar jy is nog aan my sy, my skat. Wange is nie meer so rooi, oogies is nie meer so mooi, maar jy is nog steeds my nooi, my skat. Hart moes ons vroeg, van s'oggends vroeg, saam op ons lewenspad. Lentejare is nie meer, in my hart is jy steeds stil, hand Dan hand herhaal ek weer, my skat. Weet jy, ek
ek sien eintlik 'n toneel as ek na hierdie musiek luister. Ek sien 'n toneel van 'n huis van vroeë. My sus is ook nou vanmiddag hier, en ek dink sy sal self onthou, as mens van die skool af gekom het, en jy het in die huis ingestap, dan was dit 'n plek van veiligheid. Dit was hierdie warmte wat jy ontvou. En dit het niks te doen gehad met geld nie. Ons was om die waarheid te sê, ons het baie arm groot geword. My pa was 'n hartkapper in Adelaide, dis 'n klein dorpie waar die boere gereeld van ons sê, ek kan nie vandag betaal nie om gawie, maar ek beloof aan die einde van die maand, as my oes inkom of die fees verkoop, dan kom betaal ek. Maar wat ek wel onthou, is hoe huislik dit was, omdat my ma was lief vir musiek, so daar het altyd musiek gespeel. Ek onthou die reuk van kos. Die oomblik as in die huis ingekom het, jy weet die stoof was aan, die ou aga stoof, en daar was die kos al besig om gereed te word, wat dit ook al sou wees, vir vanaand of vir wanneer ook al. En daai veiligheid wat dit alles geskep het, dink ek is iets wat ons nogal vandag baie mis. Dani was een van net 'n handjievol Afrikaanse kunstenaars van wie 'n biografiese rolprent vervaardig is. Ek wil self graag nog die prent sien. Ek weet nie gaan ek dit in die hande kry nie. Maar Frans Marx het in 1968 vir die eerste keer teenoor Min Shaw in hierdie rolprent Jy is my liefling gespeel. En die Dani Bosman storie was die tweede rolprent waarin hulle te sien was. Dit was ook die begin van een van die gewildste sangpare in die geskiedenis van Afrikaanse musiek. In daardie jare is sangers se stemme vir sommige akteurs oorgeklank. En Lance James se sangstem was natuurlik die een wat gebruik was vir Frans Marc, wat die titelrol vertolk het. En Min Shaw het die rol van Dani se vrou Dorothy vertolk. En onder die ander akteurs wat in die rolprent te sien was, wat natuurlik ook in Mbossie was Don Lennard, Siegfried Meinhardt, Pietie Meyer, ja, en die rol van die sanger Chris Lessing is deur Louis van Niekerk vertolk, en die tenor Gert Potgieter se sangstem is vir die karakter gebruik. Bossie van die bosveld, 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 bossie van die bosveld, met sy stokkies paard, hy is opgeruimd en vrolik, 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 hy is opgeruimd en vrolik, met sy stokkies paard, hy was om nou en dan in 'n ou geroeste pan, hy maak sy dop van perskes op en sê pas op dit skop, bossie van die bosveld, 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 bossie van die bosveld, met sy stokkies paard. Bossie van die bosveld, 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 bossie van die bosveld, met sy stokkies paard, hy is opgeruimd en vrolik, 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 hy is opgeruimd en vrolik, met sy stokkies paard, hy was om nou en dan in 'n ou geroeste pan, hy maak sy dop van perskes op en sê pas op dit skop, bossie van die bosveld, 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 bossie van die bosveld, met sy stokkies paard, bossie van die bosveld, 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 bossie van die bosveld, met sy stokkies paard. Ek onthou vir Don Lennard in die rol van die myner, ek weet hy het met so 'n pan, ek dink dat was by die diamantmyne, seker maar by Pelgrimsrus of iewers, was die fliek van die fliek Mbossie van die bosveld. Ja, die volgende lied is ook so 'n intieme lied, wat ek my kan voorstel, ek wil my voorstel dat hy dit vir Dorothy gesing het, en dalk het Dorothy dit saam met hom gesing, ons sal nou nie weet nie. Hoopelik het sy 'n bietjie van 'n beter stem gehad as meeste mense wat dink hulle kan sing. Dit is 'n gevaarlike ding daar. Maar saam met Henno van der Westhuizen en Dani hierdie mooi lied gaan skryf. En interessant, die twee is baie na mekaar. Ek het net gesing, net 'n stille uurtjie, en hierdie is skinderlik hierdie. Maar luister net hoe pragtig is hierdie lied. Golven
goudgeel kleure oor die velde wyd en vry. Lokkend sweef die ontblokkeure, sussend deur die wind versprei. Droom verlore in my schemeruurtjie, aan die voorrand van 'n kalme nag, rustig direk in die schemeruurtjie, sien altyd weer jou beeld so teer. Peinsend wag ek in my schemeruurtjie, denkend aan jou reine liefdeslag. Diep in die nag sal ek steeds smag na my schemeruurtjie vol van pracht. Droom verlore in my schemeruurtjie, aan die voorrand van 'n kalme nag, rustig direk in die smeulend vuurtjie, sien altyd weer jou beeld so teer. Peinsend wag ek in my schemeruurtjie, denkend aan jou reine liefdeslag. Diep in die nag sal ek nog smag na my schemeruurtjie vol van pracht. Daar word vertel dat Dani se gesondheid vinnig versleg het. In my eie woorde wil ek vertel dat wat ek gehoor het van sy suster en almal is die eerste keer toe hierdie 'n halfuur se musiek aan sy of 'n halfuur program aan sy musiek afgestaan het, was daar 'n program wat uit die Kaap uitgesaai was met die naam van Snooktown Calling. En hierdie aand het die SAIK Simfonieorkes in Kaapstad se stadsaal sy musiek vir die eerste keer gespeel. En hierdie keer het hy daarom 'n draagbare radiootjie gehad. Daar is die sê sy die radiootjie vir hom gegee wat hy vasgehou het en hierdie program geluister het en hy is min of meer 'n uur daarna is hy oorlede. Dani, soos ek vroeër gesê het, wat so gehoop het om nie op die ouderdom van 39 te sterf nie, het gesterf op die ouderdom van 39 jaar. Sy musiek leef nog voort en ons gaan groet met 'n laaste lied. Baie dankie dat julle hierdie pragtige musiek saam met ons kom deel het. Ek wens daar was meer, want 'n mens sal graag nog meer
En ek dink as dit so was dat Dani nog langer geleef het, dan het ons nog wonderlike ander musiek gehad. Maar baie dankie vir julle teenwoordigheid en ons hoop ons sien julle by 'n volgende geleentheid weer hier. Kom maat, daar's 'n nuwe maan, ons moet huis toe gaan, so goeie naam. Dis laat, word het son al een, ons is nou alleen, so goeie naam. Dis tot ziens, maar nie vaarwel, jy het my hart gewen, ek weet jy weet het wel, dat ek jou bemin. So my schat, slaap en droom met lus, jou my liefde sus, jou goeie naam. Daar's 'n nuwe maan, ons moet huis toe gaan, so goeie naam. Dis laat, word het son al een, ons is nou alleen, so goeie naam. Dis tot ziens, maar nie vaarwel, jy het my hart gewen, ek weet het wel, dat ek jou bemin. So my schat, slaap en droom met lus, en my liefde sus, jou goeie naam. Goeie naam, goeie naam. Vir eenmal is ek nie spyt dat julle ons terugroep nie, want ons geniet hierdie musiek. Ek dink ons gaan afsluit met Oom Bossie, maar ek wil tog een baie mooi, sy mooiste melodieuse lied vir my weer doen, en dit is in die skadu van ou Tafelberg. Hier in 'n vreemde land, so ver van my vaderland, van huis en van vriendskapsband, dink ek nog steeds daaraan, dat ek eendag huis toe gaan, weer terug na die Kaapse strand. Die son verrys so
tafelkleed hang oor ou Tafelberg. Ek sien in my drome die silverblaarbome en die skadu van ou Tafelberg. Daar is 'n traan in my oog, wat my verlange verhoog, terug na die skadu van ou Tafelberg. Ek hoop om vir altyd te bly sonder afskeid in die skadu van ou Tafelberg. Suidooste wind waai, 'n tafelkleed aan oor ou Tafelberg. Ek sien in my drome die silverblaarbome en die skadu van ou Tafelberg. Daar is 'n traan in my oog, wat my verlange verhoog, terug na die skadu van ou Tafelberg. Ek hoop om vir altyd te bly sonder afskeid in die skadu van ou Nou moet julle maar saam sing. Een bossie van die bosveld, 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 een bossie van die bosveld, met sy stokkies paard, hy's opgeruimd en vrolik, 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 hy's opgeruimd en vrolik, met sy stokkies paard, hy was om nou en dan in 'n ou verroeste pan, hy maak sy dop van brekjes op en sê pas op dit schap, een bossie van die bosveld, 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 een bossie van die bosveld, met sy stokkies paard. Een bossie van die bosveld, 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 een bossie van die bosveld, met sy stokkies paard, hy's opgeruimd en vrolik, 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 hy's opgeruimd en vrolik, met sy stokkies paard, hy was om nou en dan in 'n ou verroeste pan,
maak sy dop van berskes op en sê pas op dit skop. Bossie van die Bosveld, 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 Bossie van die Bosveld, met sy stokkies paard. Bossie van die Bosveld, 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 Bossie van die Bosveld, met sy stokkies paard.